troosten. Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En die hele skepe sing nou saam, en alles. Goeiemôre almal. Baie welkom hier so vanoggend, so 'n pragtige dag. Ons begin nou die somer ingaan, maar dit is dan nog gelukkig draaglik, né? Maar gaan hierdie dag en na die tyd lekker dat julle hier by ons kan wees. Dit is ook vir ons lekker om die De Wit gesin by ons te hê, Pieter en hy en die kinders. Ons is bly julle kan hier wees. So ons sien dit meer. En maar Pieter het op 'n call vir my gesê, maar as ek ooit iemand nodig het vir 'n diens, dan moet ek toch vir hom sê, hy is weer lus om 'n bietjie die woord te bedien. So, het ek geweet, hy is 'n ou wat iets weet van om in die gemeenskap 'n verskil te maak. So dit het mooi ingepas by hierdie kwartaal wat ons sê, ons omgewing is ons roeping. Hy het net eers die ongeluk gemaak met die jetkar nie, hy het toe sommer daarna begin om die Here te dien en as 'n chaplain op te tree onder die sportmanne. So, Pieter, is lekker dat jy by ons kan wees vandag, saam met jou gesin. En ons is bly dat die Here ook vir jou hierdie besondere boodskap gegee het. So ons bid saam met jou daarvoor. Ek gaan eers die afkondigings na die tyd doen, sodat ons dan nie die kinders se tyd vat vir die sonnaskool nie. Maar kom ons bid gou saam en dan gaan ons 2 liedere tot eer van die Here sing. Ons Vader in die hemel, het is net so wonderlik dat ons hier mag wees. Hier waar U ons ontmoet, hier waar U in ons midde is, en hier waar ons tuis hoort, want dit is die huisgesin van God. Ons eer en ons loof en ons dankie daarvoor. Ons dankie vir elkeen wat kan kom, ook hulle wat lanklaas hier so was en weer kon kom, wat lank weg was en weer hier kan wees. Dankie ook vir Pieter en sy gesin wat hier kan wees. En ons vra Here dat U hierdie diens sal seën tot U eer, maar dat U elkeen van ons ook daardeur sal opbou in die geloof. En ons bid dit in die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus. Amen. So kom ons staan, ons het lanklaas Leo van Juda gesin, kom ons sing daardie heerlike loflied, en dan gaan ons oor om te sê, maar ek is wie U sê ek is, waar ons dan ook sê, maar ons weet, ons is 'n kind van God, want hy sê ons is. Kom ons staan, en ons sing hierdie lofliedere saam. Die sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar op die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U soek vir my, word verheerlik, word
sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar op die dood, Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U soek vir my, word verewig, word verhoog deur al die lof wat juig in my, kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my, Jesus, het gaan alles net oor U. Wie is ek dat die hoogste Heer my in sal nooi? Eers verlore, maar nou gevind, o hy is lief vir my, o so lief vir my. Wie die see vry maak, o is waarlik vry, ek se kind van God, ja ek is. Vrygekoop uit my skuld betaal sy genade steen, wel steeds in my sondes skuld, Jesus vir my gestaan, o hy het vir my gestaan. Wie die see vry maak, o is waarlik vry, ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my, ek se kind van God, ja ek is. Ek's verkose, nie verlore, ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my, ek is wie sê ek is. Ek's verkose, nie verlore, ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my, ek is wie sê ek is. Ek is wie sê ek is. Wie die see vry maak, o is waarlik vry, ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my, ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my, ek se kind van God, ja ek is. Vergeet altyd van hom. Ons kan maar sit en dan kan ons die Here dien met ons liefdegawes as deel van ons lof en dank vir wie hy is en wat hy doen. So kom ons gee nou geleentheid. Ek wonder nou net, is daar iemand wat die sakkies het? As julle gou dit sal kry, dankie. Julle kan ook natuurlik elektronies inbetaal en julle sal moet wag tot aan die einde van die diens voor Janie so is met die square, as julle dit wou gebruik het. Maar kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Die groot
Kom ons bid saam. Vader, u trou is altyd daar. Dankie dat ons ver oggend net ietsie van ons kon teruggee om te sê dankie. En om vir u te sê, ons erken u as die Almagtige wat vir wie ons dien en wat vir ons sorg. Ons bid ook dat u ons sal help om hierdie middele tot u naam uit te gebruik. In die naam van Jesus. Amen. Goed, ons gaan nou vir die kinders geleentheid gee om vir die kinderkerk te vandag, die 2 groepe in die kerk, en dan gaan Pieter vir ons vorentoe kom, hy gaan vir ons die liedere aankondig en dan ook die gebed doen en die boodskap. Baie dankie Pieter. Dankie Gerard. Goeiemôre almal. Kom ons begin eers vanoggend met 2 wonderlike Afrikaanse liede. Nou die eerste keer in 'n lang tyd wat ek in Afrikaans met die woord werk en eintlik in 'n baie lang tyd. So ek hoop julle gaan met my moet saamleef as ek party van hierdie woorde nie uitspreek alhoewel ons Afrikaans is, maar die mens begin dan na 'n tyd in jou omgewing gewoond raak en om in die Engelse bediening te wees. Maar kom ons staan vanoggend en sing Hoe beeldskoon is u naam, en die volgende lied daarna is Ek soek u o God. U was die woord in die begin, een met God die hoogste Heer. U verborge glorie in die skepping is nou deur Christus openbaar. Hoe beeldskoon is die naam, beeldskoon is die naam van Jesus my koning. Hoe beeldskoon is die naam, en niks kan vergelyk. Hoe beeldskoon is die naam van Jesus. Sonder ons
Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opreg om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n lam sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opreg om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n lam sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. O goed, dierbare Heer, ek het nie eers woorde na ons hierdie twee wonderlike liedere gesing het nie, Heer. Heer, want U is so almagtig en so groot, Heer, dat U U seun vir ons gestuur het om vir ons sondes te kom sterf en ons terug te bring in 'n verhouding na U toe, Heer. Heer, ek wil net vanoggend 3 versoeke voor U kom neerlê, Heer. En eerstens, ons dink ons het Gerard aan my genoem, ons dink aan Pieter Cronje, wat nog steeds sukkel met sy hand, Heer, en dan ook Gerard se broer, wat kanker het, Heer, en nog nie 100% seker is waar het oral is nie, Heer. En dan dink ons ook aan Anita, wat by haar familie in Suid-Afrika is, en by haar ma is, Heer, en ons kan net bid dat U hulle sal seën daar, en Anita ook veilig sal terugbring hier na ons toe. Ons vra dat U vanoggend met ons sal praat, Heer, met die woord wat U voor my lê, Heer, en wat U op my hart gesit het. En ons kan net vra aan ons verlosser en zaligmaker in Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Ek wil net vir U nou die mic gee, want ek raak 'n bietjie disleksies as ek moet lees. So, sy gaan vir ons die skriflesing 'n bietjie later lees. En soos julle kan sien vanoggend, was toe Gerald my geskakel het so 2 weke terug en gevra het of ek sal kans sien vanoggend en my gesê het waarmee die gemeente besig is Noag die eerste persoon wat by my gedagtes opgekom het. En dis waarom die teks vir my vanoggend uitgestaan het uit Genesis uit. En hoekom die tema is Noag trek sy tekkies aan. Nou eers om dinge 'n bietjie in perspeksie te sit, ons bietjie gaan terugkyk na die geskiedenis voor Noag. Noag was een van die sentrale figure van die Bybelse geskiedenis, bekend vir sy regverdigheid in die tyd van wye verspreide korrupsie in daardie tyd van die wêreld. Volgens die boek Genesis was Noag deel van 'n getroue geslag wat God
bewaar het te midde van die wêreld se goddeloosheid wat om hom aangegaan het. Noag se geslagregister kan terugvoer gee vir die noemenswaardige voorgeslagte soos Henog en Matusaleh en die erfenis van toewyding en goddelike guns wat God gewys het. Nou Henog was eintlik Noag se grootoupa. Oupa grootjie. Ons lees in Genesis 5 vers 24. Hy het naby aan God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom toegevat. So ons kan aflei hieruit dat Henog lewendig opgeneem is en hy werklik God se aansig en guns gehad het. Henog was ook in daardie tyd opgeroep as 'n profeet om vir die wêreld te getuig wat God van hulle verwag het en hoe ver hulle weggeval het in die sonde. Henog se seun, wat Noag se oupa was, het vir 969 jaar geleef. En sy naam was Matusaleh. En dit het beteken, as hy sterf, sal dit gebeur. En snaaks genoeg, die jaar wat die vloed begin het, is die jaar wat Matusaleh oorlede is. Ons moet 'n bietjie konteks rondom die omstandighede van wat op die aarde aangegaan het, net gaan kyk en gaan terugkyk daarna. Nou David Paulsen verduidelik het baie goed in sy boek Unlocking the Bible. Ek moet net beklemtoon, hier is sy opinie en verduideliking wat in daardie tyd aangegaan het. En ek wil nie dat wat ek nou oor gaan praat wegvat van wat my boodskap is oor Noag nie. Hier is net 'n duidelike illustrasie. Ons vermoed tussen 200 en 300 engele is gestuur om na God se mense te kom kyk in daardie tyd. Maar hulle het verlief geraak op van die mense dogters. Hulle het hulle verlei, hulle bevrug en die nageslag daarvan was 'n verskriklike spesie. Ergens tussen mens en engel. Weereens was dit nie deel van God se orde nie. Ons lees in Genesis 6 dat hulle hom genoem het as die Nephilim, die geslag van die verbintenis tussen seuns van God en die dogters van mens. Die woord word soms in die Engelse vertalings aangehaal as reëse. Ons weet nie presies wat dit bedoel het nie, maar dit was 'n nuwe term van 'n skepsel of mens. Die verskriklike kombinasie het ook gelei dat die begin van 'n kulte was en dat hulle die vrouens begin leer het van towenaarny en al daai tipe van goed. So dit was 'n bietjie van die goed wat ons baie keer wil mislees. Ek het met 'n paar mense gepraat oor en hierdie gedeelte word baie keer oorsien deur die Bybel omdat dit nie so lekker verstaan word nie. Maar weer eens, dat die mense het so ver weggedwaal van God af. Hulle harte het verhard, hulle was korrup en hulle het net verwoesting gesaai. Ons lees in Genesis 6 vers 7. Genesis 6 vers 5 tot 7. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge dink, het die Here bedroef geword dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voëls want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Julle dink hoe moes die Here gevoel het toe hy daai woorde gesê het? Ek kry sommer hoendervleisie vanoggend om te sê wat ons het so ver weggedwaal dat hy bedroef was daaroor. So dit was definitief 'n baie slegte tyd gewees. Ek gaan nou vir Jenny vra om vir ons Genesis 6 vers 8 tot 22 te lees, want dit is ons teks vir vanoggend. Ek wil net gou duidelikheid gee, dit is die 83 vertaling wat Pieter aanhaal, maar ek lees uit die Nuwe Lewende vertaling, so dit is net om weer 'n illustrasie te gee van maniere wat dit verduidelik word. Vers 8 sê, maar die Here was Noag goedgesind. Wat volg is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Hy het God se wil deurgaans uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. Noag het 3 seuns gehad, naamlik Sem, Cham en Jafet.
Teen hierdie tyd was die aarde volgens die oordeel van God korrup en vol geweld. God het al hierdie korrupsie in die wêreld gesien. Oral waar hy gekyk het, was daar geweld en bederf. Daarop sê God vir Noag: Ek het besluit om alle lewende wesens te vernietig, want dis as gevolg van hulle dat die aarde vol geweld is. Ek gaan hulle almal verseker tot niet maak. Jy moet 'n groot ark van goferhout maak met verskillende vertrekke binne-in. Verseël dit binne en buite met teer. Dit moet 135 meter lank, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog wees. Voorsien dit van 'n dak waarvan die nok 45 cm hoog is. Dit moet 3 verdiepings hê en 'n deur aan die kant. Let op, ek gaan vloedwaters oor die aarde laat kom wat elke lewende wese onder die son sal uitwis. Alles op aarde sal doodgaan, maar met jou sluit ek 'n verbond. Jy, jou vrou, jou seuns en hulle vroue moet ingaan in die ark. Van elke soort dier moet jy 'n paar, 'n mannetjie en 'n wyfie, in die ark besorg sodat hulle saam met jou die vloed kan oorleef. 2 van elke soort voël en dier, klein en groot, sal na jou toe kom. Jy moet hulle in die ark aan die lewe hou. Maak seker dat jy genoeg kos inlaai vir jou gesin en vir al die diere. Noag het presies gemaak soos God hom beveel het. Nou hier sien ons duidelik God se genade. Die genade wat hy getoon het teenoor Noag, het teruggekom na jare se geduld. Ek het net nou genoem, Jonog was sy oupa gewees. Hy was 75 jaar oud toe Matusalem gebore is. Hy het 365 jaar oud geraak voor hy dood is. En Matusalem het 969 jaar gelewe. Dis die persoon wat die langste in die Bybelsgeskiedenis gelewe het. Soos amper 1000 jaar wat die Here geduldig was met die mens. En dan staan daar hierdie een persoon uit, Noag. Ten spyte van sy diep smart, kyk die Here na Noag en vind hom regverdig en onberispelik. Maar onthou, Noag het hierdie voorbeelde gehad. Die Henog wat as profeet geroep is, Matusalem wat daar was, almal wat naby aan die Here was. So hy het groot geraak in 'n omgewing en in 'n huis, voorvaders wat die Here goed geken het. In vers 11 lees ons, die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Nou, as jy na die Hebreëse vertaling gaan kyk, vir daai woord geweld wat in vers 11 is, word daai woord net een keer weer aangehaal, en dit is in Openbaring. En as jy hom in die Hebreëse woord gaan vertaal, is die woord snaaks genoeg Hamas. Dit beteken sonde, onregverdigheid, verwoesting. Bietjie ironies as jy kyk na die wêreld waarin ons vandag lewe. Maar hier kom die opdrag. Die opdrag wat Noag sy tekkies moet aantrek. Die Here gee vir Noag 'n duidelike instruksie van vers 13 tot 17. Presies van wat hy moet doen. Wat se hout hy moet gebruik, wat so groot 'n boot hy moet bou, of ark, die uitleg, hy gee vir hom al die details, al die inligting wat hy nodig het. Die instruksies wat die Here vir Noag gee, was nie net noodwendig maklik nie. In sy menslikheid kon hy definitief gedink het, hoe moet ek dit doen? Ek wou 'n paar ander woorde daarin sit, maar net van ek sê, ek kan dit nie gebruik nie. Maar ek dink dit is hoe ek so gevoel het, is hoe, Here, hoe moet ek dit doen? Maar, hy het alreeds die Here goed genoeg geken, en die Here se stem geken, en geweet hy moet glo. Hy het ook nie gegaan en probeer om sy eie plannetjies te maak, om het vir homself makliker te maak, hy het die Here se woord gevolg. Noag het geloof en vertroue gehad, maar hy het nie net die leiding van die Here gesoek nie, hy het ook die Here se teenwoordigheid gesoek, terwyl hy besig was met dit. Daar is 'n storie, wat ek 'n ruk terug gelees het, van 'n seentjie en sy pa, wat in 'n donker kamer staan, op 'n rand staan. En die pa sê vir die seun, spring, ek sal jou vang. Maar die seun huiwer. Die pa sê vir hom, moenie worry nie, ek kan jou sien, jy kan my nie sien nie, maar ek kan jou sien. En daai oomblik spring die seun, en die pa vang hom. So ons kan met duidelikheid sê, dat die seun, die pa se stem, duidelik geken het, alhoewel hy nie die pa kon sien nie, het hy presies geweet, wie moet hom praat. En dit is wat geloof is. Om in God se wil te spring, selfs as ons nie weet waar ons gaan land nie. Ons lees in Hebreërs 11 vers 7. Deur geloof het Noag,
toe hy gewaarsku is oor dinge wat hy nog nie kan sien nie. 'n heilige vrees, 'n ark gebou om sy gesin te red. Geen dinge wat hy nog ooit gesien het nie. Dit is 'n kern van die saak. Noag het nog nooit 'n vloed gesien nie. Inteendeel, as ons Genesis 2 vers 5 tot 6 gaan lees, het die aarde waarskynlik nog nooit reën gesien soos wat ons reën ken nie. Hulle het nog nooit 'n verspoeling gesien of so 'n groot storm nie. Buite die saak het hulle nog nooit so groot boot gesien het wat Noag moes bou nie. Ek het snaaks genoeg gaan dink daaraan of al ooit 'n boot gebou was in daardie tyd, maar tog wys dit in party skrifte dat daar al reeds bote gebou was en vis gevang was, maar nie iets in hierdie grootte nie. Tog het God vir Noag gesê, bou 'n ark, 'n massiewe houtvat, want 'n vloed kom, en Noag was gehoorsaam. Kan jy jouself voorstel, as ons nou vandag so ietsie buitekant moet doen? Dink die mense het presies wat hulle vir Noag gesê het. Is jy mal? Wat dink jy doen jy? Wat 'n vloed? Maar tog, dag vir dag en jaar vir jaar het Noag hout gekap, gehamer, balke gevorm en hierdie enorme se ding gedoen, ten spyte van die gelag wat hy ervaar het. In Genesis 6 vers 18 tot 22, en hier raak dit vir my eintlik baie interessant. Die Here verwag nie net vir Noag om 'n boot vir homself en sy familie te bou nie, maar die opdrag kom op. Ek wil hê jy moet elke dier en voël in die boot laai. So ten spyte van die verspotting en die harde werk wat Noag ervaar het, kry hy nou verantwoordelikheid om elke dier 2, weer eens regte instruksies, hoeveel diere van elk en hoeveel pare van elk. Klink dit nie baie soos die opdrag wat hy vir Adam gegee het in die tuin van Eden nie, om na die diere om te sien nie. So moet mens 'n bitterlike groot verantwoordelikheid gewees het vir hom. Maar ek dink net so groot seën om daai verantwoordelikheid te vat en dit uit te leef. En tog sê die Bybel dit baie eenvoudig, Genesis vers 6 tot 22. Noag het alles gedoen net soos God hom beveel het. Dis gehoorsaamheid. Dis geloof om te doen wat God sê, selfs wanneer ons nie verstaan wat die uitkoms gaan wees nie. Geloof gaan nie net daaroor om die antwoorde te hê nie. Geloof gaan daaroor om te glo in die een wat die antwoorde het, ons Hemelse Vader. Dink aan Abraham. Toe hy sy huis moes verlaat het en nie eers geweet het waarheen hy op pad was nie. Dink aan Petrus, dat die boot uitgeklim het, sonder om te weet of hy gaan sink. Geloof is altyd 'n stap voor sig. Wanneer God vir ons sê om te vergewe, sonder dat ons altyd besef hoe die genesing gaan gebeur. Wanneer hy vir jou sê om te gee, maar jy weet nie hoe jy dit gaan bekostig nie, is gehoorsaamheid. Wanneer hy jou roep om te dien, en al voel jy ongekwalifiseer daarvoor, dis gehoorsaamheid. Jy hoef nie die hele prentjie te sien nie. Jy moet net die volgende stap neem. Ek wil ons vat na Genesis 8 vers 1. Maar God het aan Noag gedink. Hierdie klein versie verander alles. Die vloed het gekom, die reën het geval. Vir maande het die ark in stilte gedryf. Geen GPS, geen kaart, geen venster na die toekoms nie. Net eindelose water. En tog het God aan Noag gedink. Hy het nie die man vergeet wat gehoorsaam was nie. Hy het nie die man vergeet wat vertrou was nie. Hy het ook nie die gesin vergeet wat saam met Noag geglo het nie. Noag het dalk sy sekuriteit in die ark gehad en die belofte wat God aan hom gemaak het. Noag se gesin is nie gered. Noag se gesin is gered deur die ark binne te gaan. Dit is waar ons redding vandag vandaan kom, om binne Christus in te gaan. Dit is die ware ark van veiligheid.
Toe die oordeel gekom het, was die ark die enigste toevlug. Wanneer ons oordeel weer kom, is Jesus ons enigste toevlug. Ons hoef nie al die details te weet van hoe ons hoe verlossing werk nie. Ons hoef net die stap te neem en binne in die ark te klim. Maar Noag is aangeteken as een van die geloofshelde, een van die grootste geloofshelde in Hebreërs 11. Maar dit verander nie die saak dat hy ook 'n sondige mens was nie. Ons lees in Genesis 9 vers 20 tot 21. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het die wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in die tent gaan lê. Ten spyte hiervan, dat hy laag gesondig het, word hy telkens aangehaal in die Nuwe Testament as 'n voorbeeld van geloof en getroue. Dit nie ons elkeen is nie, ons elkeen het ons eie sonde wat daar rondval en so, maar dit is nie wat ons moet weerhou om aangehaal te word as een van die geloofshelde in die gemeente nie, of in die gemeenskap nie. Ek weet meeste van ons wat hier sit, want ek weet Theo Gloria het al deur hierdie boek gewerk en ook dinge gedoen, Experiencing God, wat deur Henry Blackaby geskryf is. En ek wil julle 'n stukkie daaruit van herinner. En dit is hoe God met ons praat. God praat met ons deur die Bybel, deur gebed, deur omstandighede en deur die kerk en ons medegelowiges. So God praat. Ons moet net luister. As jy die stem van God wil hoor, is dit net belangrik dat ons die besluit neem om tyd te maak en die moeite in te sit om daai verhouding met die Here te kweek. So wanneer ons opdrag kry, ongeag hoe groot of hoe klein, ongeag of jy voel jy's nie genoeg nie, ongeag of jy voel dat jy nie al die inligting het nie, trek jou skoene aan en loop, of party van ons hardloop, daardie wedloop in geloof en gehoorsaamheid. Ek wil graag hierdie lied sing, is nou 'n Engelse lied. Net soos ons sit, maak dit julle gebed vir oggend, luister na die woorde en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here we go again, my mind racing, and I can't seem to win all these crazy thoughts and feelings. It's like it never ends until your voice breaks through my noise, and I know I'm not alone. I'm not alone. You will fight my battles if I will just be still. Why would I keep running when you're right here? I'll just be quiet. Let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I don't need to know what comes next. Tomorrow's in your hands. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice, call me forward. I know I'm not alone. I'm not alone. Away with the distractions, I wanna hear what's true. The only words that matter, they come from you. So I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I'll just be quiet.
I'll be quiet, quiet. God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Hemelse Vader, hier gaan ons weer, my gedagtes jaag. Ek kan nie wen nie, al hierdie mal gedagtes en gevoelens. Dis asof dit nooit eindig nie, totdat u stem deur die geraas breek. En ek weet, ek is nie alleen nie. U sal my gevegte veg, as ek net stil sal wees. Daarom sou ek aanhou hardloop. Waarom sou ek aanhou hardloop as u hier is? Ek hoef nie te weet wat volgende kom nie. Môre is in u hand. Ek kan u vertrou met my toekoms, want u is al reeds daar. Ek hoor u roep my, en ek weet ek is nie alleen nie. Weg met al die afleidings. Ek wil hoor wat waar is. Die enigste woord wat saak maak, kom van u. Ek sal u net ontvang in die stilte. Ek sal u laat praat deur die stilte. Hier is ek, geen wegkruip meer nie. In hierdie oomblik sal ek dit nie veg nie. Ek sal stil wees. Dierbare Heer, dit is my gebed vanoggend vir ons gemeentes, ons medegelowiges daar buite. Dat ons net sal stil raak, u woord sal hoor en daarop sal reageer. Ek kan net vra vir u seën en u genade oor elkeen van ons. Deur u seën wat vir ons gestuur is, toe ons vir ons sondes op daai kruis gesterf het. En ons kan net sê dankie vir u genade in Jesus naam. Amen. Een van hulle. Terwyl ek dink ek weet wat gaan gebeur. As hy. Dankie Pieter. Ons sal net vir Pieter sê baie dankie. Dankie dat jy ons herinner het aan die impak van 'n intieme verhouding en afhanklikheid van God. Baie dankie. So die lied wat ons gaan sing om daarmee om dit te saam te vat is Jesus als vir Jesus. Ek dink ons sing dit eers en dan sal ons die afkondigings. Nee, wag, kom ons doen gou die afkondigings, dan kan ons die lied sing. So die afkondigings is net 2. Die een is dat ons weer vir julle nooi, al was julle nie van tevore dan kom saam met ons woensdag aand, as ons gesels oor die 3de van die 4 byeenkomste van Just Walk Across the Room. Elke een is 'n nuwe insident wat Bill Hybels gebruik om te verduidelik hoe kan 'n mens daai stap neem om net ander mense te vertel van Jesus en hulle te bereik. So julle is regtig welkom om dit saam met ons te kom doen, hierso in die boefretrek woensdag aand 7:00. Ons is 8:30 klaar. En dan die volgende is die einde van die maand gaan ons alles saamvat en gaan ons 'n heerlike feesgeleentheid hê en nagmaal. En ons wil vir julle sê, sit asseblief daai Sondag uit. En wees sommer langer by die kerk. Ek dink ons moet sorg dat ons 'n bietjie kan langer bly ook. So sit daai oggend vir julle uit asseblief. Ons sal nog algaande meer inligting vir julle gee. En as daar mense is wat iets wil deel van wat hierdie jaar vir julle geleer het, kom sê dit vir my, want ek sal graag dit wil 'n deel maak van daai diens asseblief. So kom ons bid ook vir die voorbereiding daarvoor. Dis aan ons afkondigings. So kom ons sing die lied saam, Jesus als vir Jesus. Want alles wat ons doen is vir hom, en alles is deur hom en uit hom en tot hom. Kom ons sing dit saam en dan sal ek afsluit met die seën.
gegee, alles lê ek neer om U te ken, o Heer. In U wil, Heer, is waar ek vry kan wees. Net U wil, o Heer, is al wat my hart begeer. Jesus, als vir Jesus, alles lê ek neer om U te ken, o Heer. Jesus, als vir Jesus, ons gee oor Heer. Jesus, als vir Jesus, alles wat ek is en alles wat ek ooit sal wees. My vlees en vrees wat in my hart regeer, alles lê ek neer om U te ken, o Heer. In U wil, o Heer, is waar ek vry kan wees. Net U wil, o Heer, is al wat my hart begeer. Jesus, als vir Jesus, alles lê ek neer om U te ken, o Heer. Heilige Gees, vul my, Heilige Gees, neem beheer van my, van alles wat ek dink en doen. Raak my aan en laat my sterker staan. Leer en lei my in Jesus se naam. In U hand, o Heer, is waar ek vry kan wees. Deur U krag, o Gees, kan ek al meer soos Jesus wees. Heilige Gees, vul my, Heilige Gees, leer en lei my in Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here. En ek lees dit uit 2 Korintiërs uit. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons kan maar die stoele net oppak 7-7 en julle kan dit so los vir Rudy om te skuif. Kom ons kuier lekker saam. Julle sal met julle so dominee kry wat so kort preek, né? Hierdie dominee sal met leer korter preek. Dankie nogmaals Pieter. En kom ons kuier lekker saam en kom ons gesels ook oor hierdie tema.
sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons geloof, want sy woord sal